heeft er 30 kleine stukjes zonder. En Judas voor de Jezus eruit. Heeft er 30 kleine stukjes zonder. Oh, dat was maar die kleine zwaar. Stukjes zonder, weet Judas van Jezus eruit.
Thanks to Calvary, I am not the man that I used to be. And thanks to Calvary, things are different than before. While the tears ran down my face, I tried to tell them. Thanks to Calvary, we don't live here anymore. Thanks to Calvary, I am not the man that I used to be. Thanks to Calvary, things are different than before. How the tears ran down my face, I tried to tell them. Thanks to Calvary, we don't live here anymore. And thanks to Calvary, I'm not the man I used to be. Thanks to Calvary, things are different than before. While the tears ran down my face, I tried to tell them. Oh, thanks to Calvary, we don't live here anymore. Oh, thanks to Calvary, I am not the man that I used to be. And thanks to Calvary, things are different than before. All the tears ran down my face, I tried to tell them. Thanks to Calvary, I don't live here anymore. While the tears ran down my face, I tried to tell them. Thanks to Calvary, we don't live here anymore. Lying out of geleden, daar in die jullie zon. Die opstaan voor die dagen, staan een man. Verwerping, verstoerte, een draai door het bloed. Die man weer, die verkeerd. Maar de staren spuwen ratten, prijzen vol. Die wachten, die buiten weer.
it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for an old cross, had it not been for the man they call Jesus, then forever my soul would be lost. Soek na Jesus. Hy sê maar jy is nie hier. Hy sê ons verlosser leef. Amen. Hy het opgestaan. Daar staan hy op uit die graf. Triomfeer oor elke vyandslag. Kom ons gaan dit saam verhoor. En daar staan hy op uit die graf. Triomfeer oor elke vyandslag. Yeah.
kruis gebore. Dan kyk ek na myself waar die Here my vandaan gebring het. Dan kan ek nie anders om te sê, ja, ek glo vanmôre. Ja, ek glo, wie glo saam met my dat Jesus genoeg het. Prys hom, was my bitter dan die sleeploos in hart wat sal. Ja, ek glo, Jesus leef, en sy bloed was my bitter as sien. O, ja, ek glo, dat Jesus leef, en sy bloed was my bitter as sien. O, ja, ek glo, dat Jesus leef, en sy bloed was my bitter as sien. O, ja, ek glo, dat Jesus leef, en sy bloed was my bitter as sien. O, ja, ek glo, dat Jesus leef, en sy bloed was my bitter as sien. O, ja, ek glo, dat Jesus leef, en sy bloed was my bitter as sien. O, ja, ek glo, dat Jesus leef, en sy bloed was my bitter as sien. O, ja, ek glo, dat Jesus leef, en sy bloed was my bitter as sien. O, ja, ek glo, dat Jesus Praise the Lord, you wash in the blood of the Lamb. Praise the Lord. Are you washed in the Lord, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are you not as often as they walk, as though are you washed in the blood of the Lamb? And are you clean in the blood? For in the cross are the blood of my God. Yes, you
hart prys. Prys God se lam geslag vir my en vir jou. Jesus shed his blood on the cross so that you and I can be free. And what is done for me, what is done for others, he can do this morning for you. He was wounded for our transgression, and he was bruised for our iniquities. And he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. And surely he bore our sorrow. And by his stripes we are healed. He was wounded for our
wonde het vra vir ons genees. Ek dank U vir geestelike genesing. Dank U dat U vir harte laat seer is. Dat mense nie kan sien U vanmôre. Dank U dat U vanmôre liggame aanraak deur die wonde wat daar vir ons genees is. Dank U, Jesus. En kan U se plek neem. Ek lees baie graag vir U in die woord van die Here, die boek van Lukas. Broers en susters, ek lees vir julle Lukas 23 vanaf vers 38 tot 43. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê: "As U die Christus is, verlos U self en ons." Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê: "Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons is tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade." Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus: "Dink aan my, Here, wanneer U koninkryk kom." En Jesus antwoord hom: "Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." My tema wat ek vanmôre aan jou wil bedien is: Golgotha verander alles. En om dit net vir jou in perspektief te bring, wil ek vir jou sê dat wanneer ek praat van Golgotha, dan praat ek nie van 'n heuwel iewers in Israel langs Jerusalem nie. Ek praat nie van 'n plek waar baie dode gesterf het nie. Wanneer ek praat van Golgotha, dan praat ek van die man van Golgotha. Amen. Dan praat ek van Jesus Christus wat op Golgotha gesterf het. En daarom wanneer ek sê Golgotha verander alles, dan sê ek eintlik Jesus Christus van Golgotha verander alles. En as hierdie alles is 'n groot woord. Alles is 'n gewigtige woord. En as ek jou deur alles moet vat wat die Here al vir my gewys het, wat op Golgotha verander het, gaan ons 'n konferensie nodig hê om elke diens oor dit te kan praat. Want Golgotha verander alles. Daar is baie verskillende aspekte en gedeeltes wat verander is. Alhoewel ek vandag net met jou wil praat oor 'n spesifieke iets. Wil net 'n paar noem hoe dat Golgotha 'n paar sake verander. Dat Golgotha verander selfs die hemel. Daarom sê Jesus, wanneer ek teruggaan, gaan ek vir julle 'n plek voorberei. Daar word veranderings plaasgevind. Daar word veranderings plaasgevind in 'n helse vashou aan die mens. Die verandering vind plaas op Golgotha. Die verandering oor die siening van die dood, die tweede dood, vind plaas op Golgotha. Dis waarom die apostel Paulus hierdie woorde kon uiter toe hy dit sê, en toe hy dit neerpen dat ons dit vandag kan skryf. En hy sê hierdie woorde so mooi: dood, waar is jou angel? En doderyk, waar is jou pestilensie? Hy daag die tweede dood uit. En die enigste iets wat hom die krag gegee het om hierdie saak uit te daag, naamlik die tweede dood, was die plek Golgotha, dit wat daar gebeur het. En vandag vier ons in Paasfees, die laaste Sondag van hierdie Paasfees, vier ons dit wat gebeur het op Golgotha se heuwel. En ek dank God vanmôre vir Golgotha. Was dit nie vanmôre vir die gebeure op Golgotha nie, was ek sekerlik nie vanmôre voor U as 'n geredde man en my vrou as 'n geredde vrou nie. Ja. Golgotha verander selfs die wending van 'n kerk. Want die tradisionele kerk van die tyd het in 'n sekere rigting beweeg. Maar alles het verander. Die beweging het verander op Golgotha.
Wanneer 'n mens begin praat oor verandering in ons mooi kerk, dan word almal se rug styf. Maar broer en suster, die enigste vaste saak is verandering. Daar gaan verandering wees. Maar van ons kosbare mooi sake sal daar nooit verandering wees nie, maar dis God se sake. Ek wil dit ook vir u sê, en meeste van u ken of het gehoor van dit, meeste van u is in elk geval Suid-Afrikaners wat uit ons kerk uitkom. Hierdie is nie oom Prinsloo se sake nie, hierdie is God se sake. Hierdie is nie oom Prinsloo se kerk nie, hierdie is God se kerk. En ek dank God vanmôre daarvoor. Daar het selfs 'n veranderde uitkyk van God se kant af na die mens gekom op Golgotha. Daarom skryf die apostel Paulus dit aan Titus toe hy hierdie woorde vaspen. Hy sê 'n volk wat eens ver was, het nou naby gekom. Golgotha het hande wat kan uitreik en toereik na plekke toe waar ander mense nie kan uitreik. En ek dank God vanmôre vir Golgotha. Ons gaan vandag wel kyk hoe dat Golgotha die hemel verander het. Want die gebeurtenisse op Golgotha het nie net dit op aarde verander en wat vleeslik is en dit wat aan ons hier raak nie, maar ook het dit vanmôre verander dit wat in die hemel aan die gang is. Golgotha het die vermoë gekry en gehad toe die seun van die mens daarop sterwe, nie net om die menslike faktor te verander nie, maar hy verander die hele godheid selfs in die hemele. Terwyl dat ons weet dat God onveranderlik is, het Golgotha tog 'n paar sake in die hemel verander. Die groot argitek God self moes 'n paar planne verander weens Golgotha. Amen. Jy word doodstil. Ek glo so, dankie Tannie. Golgotha verander self die aanbidding wat heiliglik in die hemel aan die gang is. Want die engele het God toe gejuig en die engele het God toe geprys en hy het God verheerlik. Maar ek dank God vir Golgotha wat 'n verandering en aanbidding bring. En hy kom op hierdie plek in Openbaring die 4de hoofstuk. En hy skryf dit so baie mooi, hierdie man wat in die gees was, Johannes. En in hoofstuk 5 skryf hy dit aan die einde, vers 7. En hy het gekom en die boek geneem en die regterhand wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale, vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied. Jy sien, dit was nog nie in die hemel gewees nie, maar weens Golgotha, toe word daar in die hemele die aanbidding verander. En hulle sing 'n lied, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Jy sien, want aanbidding verander die oomblik as jy by Golgotha kom. Jy kan onmoontlik nie dieselfde aanbiddingstyl en genot hê as jy klaar by Golgotha was nie. Golgotha verander dit selfs in die hemel. Want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En dan stop die woord van die Here nie daar nie. Hy sê en U het ons konings en priesters gemaak. God bekroon jou die dag as jy verby Golgotha kom. As Golgotha jou aandeel was, kan jy sien dat selfs in die hemel het aanbidding verander. Die oomblik toe Golgotha ter sprake kom. Nooit het hulle gesing oor die bloed van die lam nie, tot na Golgotha. Nooit het hulle gesing oor die verlossing van die mensdom nie, tot na hierdie saak wat op Golgotha plaasgevind het. Aanbidding verander radikaal in die hemel, dit deur Golgotha's heuwel. Amen. Nou het jy dan gedink, as die hemel verander, ek en U sal nie moet verander nie. As daar verandering in die hemele plaasgevind het, moet daar by my en by jou ook verandering plaasvind. Maar terwyl dat hierdie groot argitek dit aanskou
en sien wat gebeur. Kom die Here Jesus in Lukas 22:69. Sê die woord van die Here, van nou af sal die seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God. En ek wonder, toe ek dit lees, wat het in die hemel gebeur? Want jy sien God met sy almag het op die troon gesit. En ewe skielik omdat Jesus die kleed van 'n dienskneg aangeneem het volgens Filippense die 2de hoofstuk. Ewe skielik toes aan hom gegee 'n naam bo elke naam. Amen. Dat in hierdie naam elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Christus is. Maar aan hom is ook 'n plek gegee aan die regterhand van die Vader. Met ander woorde, as die Bybel sê aan hom is 'n plek gegee, beteken dit in die verlede was daar nog nie vir hom 'n plek nie. En God kry die leerskare bymekaar en hy sê kry die meubelmente van die hemel in gereedheid en skuif 'n plek hier aan my regterhand, want my seun gaan hier kom sit. En selfs Golgotha heuwel het die vermoë om die meubelmente van die hemel rond te skuif. Glory to God. En dis net Golgotha. Wil jy nie 'n oomblik jou hande in die lug opsteek en sê ek dank God dat daar 'n plek was en is soos Golgotha en dat daar 'n seun gesterf het. Geen wonder dat in Handelinge 7:26 toe hulle hierdie godsman met klippe stenig om hom dood te gooi, skryf hy en hy sê, en hy het gesê, Handelinge 7:56, en hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterkant van God staan. Jy sien, want Lukas 22:69 sê, daar sal vir hom 'n plek aan die regterhand van die Vader wees. Selfs die meubelmente word rondgeskuif. Amen. So broers, as jy wil weet hoekom jou vrou die huis wil rondskuif, dit lyk vir my as 'n hemelse saak. Weet jy wat by julle gebeur het, gebeur by ons ook. Dis nou die dag wat ek so ver as moontlik ry vir so lank as moontlik. Ek hou myself so lank as moontlik besig. En ek bel so nou en dan huis en vra, is julle klaar? Ja, ons is klaar, dan sal ek omdraai en terugkeer na die huis. Want as jy net 'n oomblik stil sit, pastoor Chris, dan skuif hulle jou ook. Jy weet mos hoe gaan dit. Prys die Here se naam. Die meubelmente in die hemel het rondgeskuif. Amen. En dit is deur Golgotha. Amen. Weet jy of jy agterkom dat Golgotha het alles verander soveel so dat daar selfs ewe skielik 'n aanbouing in die hemel moes wees. Golgotha het die vermoë om aanbouings in die hemel te laat plaasvind. Terwyl dat God die Almagtige hierdie groot saak op Golgotha se heel laat plaasvind en sy seun op die kruis hang en daar een is wat hom beledig, maar 'n ander een wat hom ag. En die een wat hom ag met hom praat, eintlik met die ander een praat, hy sê, weet jy dan nie dat ons verdien dit waar ons in nou is? Maar hy verdien dit nie, want hy is skuldig aan niks. Weet jy dat Pontius Pilatus kon nie sê dat hy aan niks skuldig is nie? Dat 'n sondaar op die kruis het die openbaring dat hy aan niks skuldig is nie. En hy sê vir hom, maar wanneer jy vandag by die Vader is, dink aan my ten goeie. En die oomblik toe Jesus hierdie woorde uiter, en hy sê, heden vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Amen. Toe roep God die hemele en die engele by mekaar. En hy sê, het jy gehoor wat het my seun vir hierdie sondaar gesê? Glory to God. Maak seker dat wanneer hy hier aankom en sy laaste asem uitblaas, daar vir hom 'n plek gebou sal wees by die naam van paradys. Maak seker daar is 'n plek, want my seun het op Golgotha gesê, vir 'n sondaar wat my erken, sal daar 'n plek van siele rus wees. Amen. Praise God. En daar vind jy miskien in die hemele aanbouing plaas. Omdat die seun
van die mense op Golgotha se heuwel gesê het, heden, vandag, nie môre nie, nie oor 3 dae nie, maar die groot argitek van argitekte kry sy bouspan bymekaar en hy sê daar moet 'n paradys wees, want kyk, my seun het dit geskep vir hierdie man wat in sy laaste uur my herken. En God laat toe dat deur Jesus dat Golgotha aanbouing in die hemel plaas. Want ek sê weer vanmôre, dink net 'n oomblik aan hierdie tema wat sê Golgotha verander alles. Ewe skielik, en as ek dit op 'n menslike vorm kan sê, sodat jy dit kan verstaan, en dis vir my baie moeilik om die godheid in 'n menslike vorm, as dit by dit kom, te kan probeer manifesteer. Maar dink net 'n oomblik daaraan, nadat Jesus dit gepraat het en die opdrag gegee is, sou jy nou op 'n manier op aarde dit sou wou sien. Ewe skielik hardloop daar kruiwaans. En daar is nuwe lyne gegooi. En daar word fondasie uitgesit. Want my seun het gesê, jy sal saam met my in die paradys wees. En ewe skielik is die engele besig in die hemel om te bou en te herrangskik en reg te kry. Want dank God vir 'n sondaar wat Jesus kan ontmoet. My hart is vir sondaars. My hart is vir stikkende, gebreekte mense. God het die dag toe hy my red, het hy 'n sielelas in my hart geplaas, wat ek vanmôre koester met alles wat binne in my is. Ek is nooit tevrede met die kerk soos wat hy is nie, want ek dink daar moet 'n sondaar aan die buitekant nog inkom. Souls are crying, men are dying, win the lost at any cost. Kerk, hoor wat ek vir u sê, die hemele is daar genoegsame aanbouing gemaak, dat die hele nasie, volke en tale tot inkeer kan kom. Maar ek en u moet dit vanmôre aanskou en waardeer. Glo jy my dat daar 'n aanbouing in die hemel toe plaasgevind het? Glo jy my dat daar 'n paradys gebou is? En geskep is? Glo jy my? Want kyk, in die eerste paradys was daar sonde. En ek weet nie of jy weet nie, maar dis hoekom ons na 'n ander hemel toe gaan. Ons gaan net na dieselfde een as waar Jesus vandaan kom nie. Ek weet nie of jy dit weet nie. Die rede daarvoor is, sonde is daar gebore. En ons gaan na 'n plek toe waar geen sonde is nie. Dis hoekom Jesus sê, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Hy berei vir ons 'n nuwe plek voor, waar geen sonde ooit weer sal wees nie. Waar daar nie weer gevalle engele sal plaasvind nie. Hy vat ons na 'n wonderlike heerlikheid, maar ek wil jou graag bewys dat daar 'n paradys geskep is. Want in die tweede boek van Korintiërs, die 12de hoofstuk, vanaf die 3de vers, is dit weer eens die apostel Paulus, hy het kragtige openbarings gehad. En hy sê, ek weet van 'n man, of dit in Christus is, en of dit in die vlees wees, God weet dit. Dat so 'n man weggeruk is, tot binne in die paradys. En dan gaan hy 'n bietjie verder. Hy sê, ek weet van so 'n man, of dit in Christus is, en of dit in die vlees is, God weet dit. Maar dat so 'n man weggeruk is, tot in die 3de hemel. Amen. Hy sê, en so 'n man sal ek roem. Jy sien, broer, suster, Paulus skryf dit na Golgotha, dat hy het hier die paradys beleef en ervaar en gesien. Golgotha verander alles. As ek vandag moet begin om te vir jou te sê, en ek het juist gekies om oor dit te praat, want as ek vanmôre vir jou moes kom sê, wat het Golgotha by my verander, en hoe het Golgotha ons verander, en hoe het Golgotha my pad verander, en hoe het Golgotha my loon verander, en my lot verander, gaan ek hier die hele dag besig hou. Maar ek wil graag hierdie
gedeelte gebruik om jou verstand en jou gees te prikkel, dat jy nog moet gaan dink aan wat het Golgotha alles verander. Golgotha maak dit moontlik dat ek en jy vandag 'n paradysondervinding kan beleef. Golgotha het dit moontlik gemaak, want ek weet nie of jy my groot mooi voorkop kan sien nie. Hier is min hare, want weet jy wat het hier gestaan? Hier het gestaan hel. Maar ek dank God vanmôre, as jy kan kyk en sien, sal jy sien hier staan nou gered uit genade. As jy nou kan sien die verandering wat Golgotha aan my gemaak het, kan hier duidelik staan, bloedgewaste, wedergebore kind van die Almagtige. As jy kan sien wat 'n verandering hy aan my gemaak het, dat ek was reguit op pad in die rigting van die hel, maar hy het my rigting verander en nou is ek op pad na die ewige heerlikheid. Dis net Golgotha. Dis hier waar die verandering plaasgevind het. En wil jy ook die Here dankie sê vir verandering wat by my en jou plaasvind? Verandering deur Golgotha. Ek wil ook vir jou sê, as jy by hierdie kerk uitgekom het, het jy nog nêrens uitgekom nie. Maar as jy by die God van hierdie kerk en Golgotha uitgekom het, dan begin die verandering. Daar's 'n mooi lied wat sê, en ek sê altyd vir pastoor Paul hulle, ek sê as ek nou mooi kon sing aan 'n lied, dan sê ek sou my gemeente dood gesing het. Ek sê ek sou elke Sondag gesing het. Hulle sou raad op sê pastoor moenie meer sing nie. En dan sê ek hoekom ek nie mooi kan sing, want ek is net nie geroep of gemaak vir dit. Maar daar's 'n lied wat sê, He made a change in the way that I was walking. And He made a change in the way that I was talking. En is alles net deur die verandering wat by Golgotha se heuwel plaasgevind het. Ek dank God vanmôre vir goddelike verandering wat 'n pastoor nie teweeg kon gebring het nie, wat 'n kerk nie teweeg kon gebring het nie, wat 'n koortjie nie teweeg kon gebring het nie, wat 'n profetiese rede nie teweeg kon gebring het nie. The change started on Calvary's hill. En ek dank God vanmôre vir verandering wat op Golgotha plaasgevind het. So verander dat hy my kan verander. Dankie. Ek wil graag met hierdie statement, en dis 'n statement wat ek wil maak, en ek maak nie eintlik statements van 'n platform af nie, behalwe as dit oor die godheid gaan. En ek wil graag dit vir jou sê, as Golgotha jou nie verander het nie, het jy iewers by 'n molshoopie uitgekom. Of jy het iewers by 'n geskiedkundige plek uitgekom. Golgotha verander, broer en suster. Golgotha het die vermoë om te verander. Dis onmoontlik om verby Golgotha te kom. En daar's nie verander. Dis waar. Daarom kan ek vanmôre saam met hulle sing en uitroep wanneer hulle sing oor Golgotha se heuwel. Daarom kan ek bykans 'n boek skryf, en ek het al baie geskryf oor net hierdie Golgotha verander alles. As ek vir jou sê alles, hy haal tot die lus vir drank uit jou uit. Hy haal dit uit jou, hy verander dit. Jy begin water drink, jy drink ander sake, maar jy drink nie meer dit wat ek gedrink het nie. Hy verander my spraak, ek praat nie, ek's nie bitter wanneer ek praat nie. Hier kom soet water, lewende water, wat uit my binneste uitvloei. Daar het verandering plaasgevind, maar dis nie uit my toedoen nie. Dis nie uit ons pragtige kerk, wat 85 jaar oud is nie. Dis deur hom, wat op Golgotha die prys vir my betaal het. En ek dank God vanmôre vir goddelike verandering. Julle moes my geken het toe ek jonk was. Geken het in wat se omstandighede ek groot geword, en dan sê ek in my lewe nie so 'n vrou kon kry nie, tot die Here het daai plan verander. Dank God daarvoor. Amen. Nou skus broers, nou het julle almal tweede beste gekry, maar ek het nou die heel beste gekry. Julle verstaan dit, nê?
Ek kry die jong man jammer wat nog vrouens moet kry, ons het klaar die goeies gevat. En die jong vrouens wat hier sit, is fenomenale vrouens, mag julle die beste mans op aarde kry. Maar jy gaan ver soek om een beter as jou pa te kry. Maar Golgotha het alles verander. Ja. Net in my kort lewetjie het ek gesien, hy het alles verander. Ek het vanmôre vir jou gesê dat hy het vanmôre selfs die hemel verander. Thank you, God. As jy vanmôre wil opstaan saam met my en sê, Here, ek het nog verandering nodig. In 'n sekere gebied, staan gou saam met my op. Change my heart, O God, and make it ever true. Change my heart, O God, let it be like you. En ek bid vanmôre vir elke man en vrou wat hier opgestaan het. En ons wil eerstens ons dank aan U betuig, Here, om te sê ons dank U dat U vir ons verandering gebring het. Dankie dat U vir ons noodlottige veranderings gemaak het. Here, groot veranderings in die hemele. Ek praat nog nie eers van in die geestelike dimensie waar die veranderings plaasgevind het nie. Hulle wat oor ons dood uitgeroep het, nou daar vir ons lewe tevoorskyn gekom. Dis alles deur U wat U seun op Golgotha se heuwel gegee het. Maar Vader, terwyl dat ons hier staan met dankbaarheid, erken ons ook dat daar sekere sake in ons gemoed en ons harte en ons menswees is wat verandering nog nodig het. Dis juist hierdie sake wat die duiwel gebruik om my te kan, Here, kanselleer van dinge wat ek vir U moet doen. En ek bid U vanmôre, omdat dit U kerk is, en omdat dit U mense is, dat U asseblief ons sal genade bewys, dat ons verandering sal sien in hierdie sake. Word asseblief môre, vandag, deur ons vereer. En Vader, ons dank U om uit te kyk na verandering wat sal plaasvind. In Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Baie dankie, kan jy se plek neem. Ek weet nie van julle nie, maar daar waar ons vandaan kom, ek dink waar julle ook was, vandag sien ek hulle sit boelbaars op hier by julle, en hulle besekere, hulle het 'n kleintjie dood met hierdie kangaroos, of wat julle dit ook al noem. Nou in Suid-Afrika kom hulle in 'n ander vorm, is so 'n groot witterige bussie. En hulle kan nogal die verkeer ophou. En hulle ry net waar hulle wil. En hulle blaas hoeter. En hulle gaan aan. Dan mag die Here ons ook verander. En ons genade bewys. Dat ons verdraagsaam sal wees. En broers, laat die Here deur ons verheerlik sal word. Golgotha het alles verander. En ek dank God vanmôre, Golgotha het my verander. Mag die Here vanmôre baie ryk seën. Nou ek het die groot voorreg om een van die nagtegale van hierdie wêreld voor uit te kan roep en te vra dat Chanel vir ons kom sing. Amen. Sy is nie 'n nagtegaal van hierdie kerk nie, sy is 'n nagtegaal van hierdie wêreld. Baie dankie Chanel, wat jy. Ons ken in die Here hand.
pas president. Van Golgotha's liefde was genoeg voor mij. Golgotha's liefde was genoeg voor mij. Golgotha's liefde was genoeg voor mij. Golgotha, Golgotha, wat mijn leven brandde daarom Golgotha. Mijn leven brandde daarom Golgotha. Mijn leven brandde daarom Golgotha. Golgotha, Golgotha, halleluja, dankie. Ek net daar was my sussie. Hoe moet ons maak met ons stelselmatig agtertoe beweeg of? Ons moet net van die stoele uitdra soontoe. Elkeen net 'n stoel kan vat en dan maak dit gou die kos warm. So gee ons net so 10-15 minute instel maar sing. Okay. Kom ons sing daai een koortjie op 4 luister. Now John was in the Spirit upon the Lord's day. And this is what he said. As jy nog nie bespreek het nie, kom sien vir ons, prys die Here se naam. Baie